Goeienaand en baie welkom. Dit is ons goeie nuus om 7 en dit is die 28ste Januarie 2026. Ek hoop dat dit met almal klop, dis al boom gaan. Nou ja, ons is besig met 'n reeks oor rit en vanaand is ons by rit 2. Maar voordat ons dit saam lees en 'n bietjie daaroor dink, kom ons bid net vir die Here se leiding. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir u lig en u nabyheid en dat ons kan weet ons lewe onder of met u konstante teenwoordigheid, elke oomblik van elke dag. Ons elkeen individueel is u in die grootheid met ons elkeen deur die Gees. En daarom, Here, as ons ook vanaand oor rit dink, mag u deur die Gees ook op 'n besondere manier ons lei. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, rit lees gerus saam met my, ons gaan die hele hoofstukkie lees. So Naomi het 'n vermoënde familielid gehad van haar man Elimelek se kant af. Sy naam was Boas. Rut, die Moabitiese vrou, vra toe van Naomi, mag ek lande toe gaan om are op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen? Naomi antwoord haar, gaan gerus maar, my dogter. Sy het toe geloop om in die land te gaan are optel agter die graansnyers aan. Sy het uitgekom by die deel van die land wat behoort het aan Boas, die familielid van Elimelek. Boas het juis self uit Bethlehem daar aangekom en hy het vir sy snyers gesê, mag die Here by julle wees, en hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. Boas vra toe vir sy voorman, wie is daardie meisie? En hy antwoord, sy is 'n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab afgekom het. Sy het gevra of sy are agter die snyers mag optel. Sy het toe gekom en is nog al die tyd besig van vanmôre af tot nou toe. Sy rus nou net 'n bietjie. Boas sê toe vir Rut, luister, my dogter, moenie op 'n ander land gaan are optel nie, moet ook nie hier weggaan nie. Bly hier by die meisies. Bly op die land waar hulle oes en volg hulle. Ek het die mans aangesê om jou nie lastig te val nie. En wanneer jy dors is, gaan na die waterkruike toe en drink van die water wat die werksmense vir julle geskep het. Rut het diep gebuig voor Boas en gevra, waarom is jy so goed vir my en stel jy belang in my, 'n buitelander? Boas antwoord haar toe, ek weet van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het na die dood van haar man en dat jy jou ouers en jou geboorteland verlaat het en na 'n volk toe gekom het waarvan jy van tevore niks geweet het nie. Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Sy het geantwoord, meneer, u bewys my 'n guns, u laat my goed voel, u is vriendelik met my, al is ek nie eers een van u slavinne nie. Toe dit etenstyd was, sê Boas vir haar, kom hierheen en eet 'n stukkie brood en doop dit in die wynsous. Sy het toe by die snyers gaan sit en Boas het vir haar gebraaide koring gegee. Nadat sy genoeg geëet het en self oorgehou het, het sy opgestaan en om weer te gaan are optel. Boas het sy werkers toe beveel, sy mag selfs tussen die gerwe are optel en julle mag haar nie pla nie. Julle moet ook van die are uit die gerwe haal en dit op die grond laat val. Sy mag dit optel, sonder dat julle haar daaroor aanspreek. Rut het tot die aand toe are opgetel in die land. En toe sy uitslaan wat sy opgetel het, was dit ongeveer 13 kilogram. Sy het dit gevat en saamgeneem stad toe. Haar skoonma het gesien hoeveel sy bymekaar gemaak het. Rut het ook van die kos wat sy oorgehou het vir haar skoonma gegee. Haar skoonma vra haar toe, waar het jy vandag are opgetel en wat het jy alles gedoen? Mag die een wat in jou belang gestel het, deur die Here geseën word. Sy het toe vir haar skoonma vertel wat sy gedoen het en die man by wie sy die dag gewerk het, sy naam Boas is. Naomi sê toe vir haar skoondogter, mag hy geseën word deur die Here wat nie nalat om sy trou aan lewendes en dooies te bewys nie. En het Naomi bygevoeg, hierdie man is familie van ons. Hy is een van ons lossers. Daar's nou nog 'n laaste gedeeltetjie. Rut, die Moabitiese vrou, sê toe, hy het ook nog vir my gesê ek moet by sy werksters bly totdat hulle klaar geoes het. Hierop sê Naomi vir haar, dit is goed vir jou, my dogter, dat jy saam met sy werksters uitgaan. Op 'n ander land sal jy dalk gemolesteer word. Rut het toe saam met die werksters van Boas are opgetel, totdat die gars en koringoes ingesamel was. Sy het nog by haar skoonma gewoon. Nou, Rut 2 is een van daardie hoofstukke in die Bybel wat op die oog af stil en alledaags voorkom. Nee, daar's nie wonderwerke nie, daar's nie dramatiese toesprake nie, daar's nie direkte woorde van die Here wat uit die hemel uitklink nie. En
tog is hierdie hoofstuk eintlik deurdrenk van God se sorg en sy voorsienigheid, sy verbondstrou. En dit is juis in die gewone ritme van die lewe, nie in die lande tussen die are onder die warm son waar die Here se genade sigbaar word. Rit 2 leer ons dat God dikwels sy grootste werk doen sonder dat dit onmiddellik opsigtelik is. So, wat ons nou vanaand gaan doen is net so 'n bietjie die agtergrond, inhoud en betekenis en dan natuurlik hoe dit by Jesus Christus uitkom en dan ook 'n toepassing vir ons lewe vandag. So 'n bietjie net die agtergrond, net die verhaal van Rut speel af in die tyd van die rigters, eintlik 'n geestelike donker tyd in Israel se geskiedenis. Die laaste woorde van die boek Rigters beskryf dit eintlik baie treffend. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. So dit was 'n tyd van morele verval, daar was geestelike ontrou en eintlik iets van 'n sosiale onstabiliteit. En is teen hierdie agtergrond dat ons iets van hierdie eenvoudige familieverhaal lees en daarom juist wat dit so mooi, so kragtig is. Naomi en haar man Elimelech het weens hongersnood na Bethlehem of uit Bethlehem uit na Moab toe getrek. Daar in Moab sterf Elimelech en later ook Naomi se 2 seuns. Naomi keer terug Bethlehem toe, maar sy is verbitterd. En saam met haar trek haar skoondogter, haar Moabitiese skoondogter, Rut. En Rut se bekende belydenis in hoofstuk 1, U volk is my volk en U God is my God, plaas hierdie Moabitiese Rut nou binne in die verbondsgeskiedenis van ons Here, maar wel in die begin as 'n vreemdeling. En dan neem hoofstuk 2 die verhaal verder, weg van hierdie emosionele terugkeer na Bethlehem toe, na die praktiese vraag toe, maar hoe gaan hierdie 2 weerlose weduwees, hoe gaan hulle nou oorleef? En dan begin Rut 2 met 'n belangrike, maar eintlik iets van 'n subtiele opmerking. Naomi het 'n bloedverwant van haar man gehad, 'n man van aansien uit die geslag van Elimelech en sy naam was Boas. Nou ons as lesers weet dan in die begin van Rut 2 eintlik al baie meer as wat Rut en Naomi op daai stadium geweet het. God het reeds vooruit voorsiening gemaak, selfs nog voordat hulle dit besef het. Rut stel voor dat sy gaan are optel agter die graansnyers aan, by iemand in wie se oë ek genade sal vind. Nou daai wat daar gebeur het, was nie 'n bedelaksie nie, maar 'n reg wat die Here eintlik al lank tevore in sy wet bepaal het. Levitikus 19, Deuteronomium 24. Die Here se manier om te sorg vir die armes, die weduwees, die vreemdelinge, is lank tevore reeds in Israel se wette ingebou. En Rut maak gebruik van hierdie genadige voorsiening, dat hulle mag op die lande gaan are optel, en dat die graansnyers, die are wat val, dat hulle dit juis moet los vir hulle. En dan lees ons een van die mees betekenisvolle sinne in hierdie hoofstuk, as daar staan, sy daartoe gekom en, is interessant, as mens die ou Afrikaanse vertaling lees, dan staan daar, en gelukkig het sy op die stuk land van Boas afgekom. Nou, is 'n vreemde woord, nee, want vanuit 'n menslike perspektief kan ons seker ek sê, ja, sy was gelukkig, maar vanuit God se perspektief is dit voorsienigheid. Die Here werk nie lukraak nie, nee, hy werk nie sommer net hier en daar links en regs los nie. Miskien lyk dit soms vir ons so, maar is nie wat hy doen nie. So Boas se optrede openbaar 'n man wat nie net die wet ken nie, maar ook iets van sy barmhartigheidshart uitleef. Hy groet, as hy sy werkers groet, dan groet hy hulle met 'n seën, die Here is met julle. En dit sê vir ons reeds iets van sy karakter. Wanneer hy van Rut hoor, dan behandel hy hom met respek en beskerming en goedheid. Hy gaan eintlik verder as wat die wet vereis. Sy mag naby die snyers bly, sy mag hulle water drink, en hy sorg dan dat sy ekstra are kry. En Rut se reaksie is dan ook iets van 'n nederigheid en 'n verwondering. Waarom vind ek genade in u oë dat u my raak sien, ek wat 'n vreemdeling is? En hierdie hart, of hierdie vraag lê eintlik die hart van die hele konsep van genade bloot. Rut het geen aanspraak nie, dit is so, sy is 'n Moabiet. Die Moabiete en die Israeliete was nie eintlik maatjies nie, maar dis hoe genade werk, sy ontvang. En Naomi se oë word aan die einde van die hoofstuk geopen van wat hier gebeur. Sy sê, daardie man is 'n naby verwant aan ons, hy is een van ons lossers. So die bitterheid waarmee Naomi in hoofstuk 1 teruggekeer het, begin eintlik iets van stadig plek maak vir hoop. Nou natuurlik is Boas is nie Christus nie, maar
Maar Boas is iets van 'n vooruitwysing na Jesus toe. Nee, ons sou kon sê dat Boas is 'n tipe. Hy is 'n losser, iemand wat volgens God se wet die reg en die vermoë het om 'n familielid se nood te verlig. So, daar's 'n paar raakpunte, nee, Boas sien raak, hy sien dit raak, terwyl ander al maklik kon miskyk. En is dit nie presies wat Jesus ook kom doen nie, dat hy die uitgeworpenes, die tollenaars, die sondaars, die vreemdelinge, die gebrokenes, dat hy hulle juis raak sien. En Boas bied dan ook beskerming. Hy waarsku sy werkers om haar nie lastig te val nie. En is juist teen Christus, of is juist in Christus, wat ons ook ons veiligheid en ons skuiling vind. Boas gee ook in oorvloed. Rut gaan huis toe met meer as wat sy nodig gehad het. En so is die Here se genade nie net nie. Hy gee oorvloedige genade. En Boas aanvaar dan ook 'n vreemdeling, Rut as 'n Moabiet, iemand van buite. En so bring Christus ook mense van buite af in sy verbond in. En so as Rut niks kon doen om Boas se guns te verdien nie, so kan ons niks doen om die Here se guns te verdien nie. Ons buig en ons ontvang, en ons leef uit in dankbaarheid. Rut eet as ware aan Boas se tafel, sy deel in sy brood en wyn. En hierdie eenvoudige maaltyd wys eintlik vooruit na iets groters. Die gemeenskap wat Christus met sy mense het. Christus nooi ons aan, nie net om agter hom aan te stap nie, maar om by hom aan tafel te kom sit. Nee, dink maar net op Psalm 23. Ek word as 'n eregans ontvang, ek word oorlaai met hartlikheid. Dit wat met Rut gebeur het, dit vind ons soveel meer in Christus. En waar Rut are opgetel het wat ander laat val het, word ons gevoed met dit wat Christus van ons verdien het. Nie krummels nie, maar die brood van die lewe self. En by die kruis vind ons die volheid van dit wat Rut 2 net vir ons so 'n bietjie begin wys. Iemand wat in ons plek kom staan, 'n losser, wat alles gee om sy mense te red, sy lewe. Ja goed, so ons moet dit ook vir ons vandag toepas. So Rut 2 ons herinner ons dat God is nie net teenwoordig in die hoogtepunte nie, maar juis in die roetine van ons elke dag se lewe, die roetine van werk en sorg en oorlewing. Wanneer ons in getrouheid aan die Here doen wat ons hand vind om te doen, dan vind ons die Here is eintlik al reeds daar. En dan help Rut se houding ook om ons eie houding teenoor ons Here te toets. Dat ons nie met eise na die Here toe kom nie, maar met verwondering. Nee, wat het ek gedoen dat ek genade in u oë vind? Want alles wat ons ontvang is genade. En soos Boas geroep was om God se hart vir die weerloses uit te leef, so word ons dan ook geroep om op ons beurt prakties genadig te wees. En dat ons ook daai mense baie keer maar net so verbygaan, dat ons hulle nie moet miskyk nie. En dan Naomi se pad wys, dat God selfs bitterheid kan verander in hoop. Nee, dat waar ook al ek en jy in ons lewensverhaal is, dan die Here is nie met ons klaar nie. Die Here is besig om ons verhaal te skryf. Dat in ons lewensverhaal is ek nie eintlik die hoofkarakter nie, die Here is. So geliefdes, Rut 2 leer ons dat God se genade dikwels stil inkom sonder 'n trompet geskal. Daar in die lande van Bethlehem, tussen gewone mense, word die pad voorberei vir die koms van die groot losser, ons Here Jesus Christus. So mag ek en jy ook leer, en dis iets wat ons bewustelik moet doen, om die Here se hand raak te sien in die alledaagse, en om met dankbare harte dan te leef, vanuit die oorvloedige genade wat ons ontvang het. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U is nie net 'n God van die groot dinge nie, maar ook 'n Here wat in die gewone dinge in ons lewe besig is. En dat baie keer van ons, wanneer ons so voel, ons is maar net gewone mense, is U juist besig met ons en kan ons ook 'n verskil in iemand anders se lewe maak, selfs op 'n manier of kere wat ons dink ons doen nie juist iets nie. Dankie dat U ons daai oorvloedige genade gee, dat ons in Christus U sin kan wees, dat hy ons groot losser is, dat hy sy lewe aan 'n kruis kom gee, dat ons U sin kan wees. Mag ons vanuit daai genade lewe, Here, nie net vir onsself nie, maar ook vir hulle rondom ons. Gee vir ons 'n oog, gee vir ons die wysheid, om te help waar ons kan op die regte manier, sodat U al die eer ontvang.
Ons bid dit, o Vader, in die naam van Christus Jesus ons koning. Amen. Baie dankie, ek hoop jy het sommer 'n pragtige week en 'n mooi aand verder. Groetnis.